Here ons God, ons wil voor U stil word, ons wil tot U nader, soos wat ons sopas geluister het, gesing het. Want U is hier teenwoordig, U is by ons altyd. Maar in hierdie oomblik is U in besonder by ons. Want Here, hier het U met ons 'n afspraak, 'n tyd, wat U met ons wil spandeer. Here, en of ons dit nou lewendig beleef, en of dit beleef word deur iemand wat later ergens video play, want hulle is met vakansie, of ergens op die pad. Here, hierdie boodskap, hierdie oomblik, U het voor die begin van tyd geweet, dat hierdie oomblik gaan gebeur, en daarom, Here, kom ek en ek bid, as U kanaal, net dat U, Here, sal spreek, deur my, wat U wil hê gesê moet word, en dat U sal gee, dat harte en gedagtes oop en ontvanklik sal wees, vir dit wat U vanoggend met hulle wil deel, met ons wil deel. Kom, Here, en spreek. Ons luister. Amen. Voordat ons die diens begin, wil ek net, dink nie hulle is vanoggend hier nie, en ek dink ook nie, ek het nie gedink ek gaan hulle vanoggend hier sien nie. Bruce en Petro Ellen en Bruce se sussie Jacqueline wat by Pynpot werk. Sy ma is die afgelope week oorlede. Dat sy lank siek was, en ons harte en gedagtes gaan uit na hulle toe. Met dit gesê, ons leef in 'n wêreld waar vrees 'n werklikheid is. 'n Absolute werklikheid. Waar enige dag, enige tyd iemand met 'n geweer so kan klop teen jou kar se venster en kan sê, gee my jou kar. En dan sal ek vir hom sê, vat net die paaiement ook asseblief. Waar meeste van julle stories het of stories ken van iemand wat wakker geword het en besef het, maar die goed op hulle bedkassie is weg en iemand het in die nag by hulle in die huis kom kuier. Waar jy dalk ouer word en jy besef dat dood is 'n groter realiteit as toe jy op hoërskool was. Ek lees in die afgelope week van 'n hoërskoolmeisie wat 'n beroerte gehad het en dood is. En ek dink by myself, hoe is dit moontlik? Ons leef in 'n wêreld waar daar soveel motorongelukke is, soveel goed gebeur, dat as ouer kan ek vir jou sê, en my kinders weet dit nie eers nie, elke keer as ek weet hulle ry ergens heen, dan is verder as wat hulle gewoonlik ry, ek weet nie hoekom doen ons dit nie, dan wil jy weet, het jy veilig daar aangekom, was jy veilig, want elke oomblik van elke dag is daar redes vir vrees. En die probleem is dat vrees maak dat dit ons lam lê. Dit maak dat ek en jy nie net twyfel in onsself nie, in ons eie vermoë nie, maar twyfel in God. Dit maak dat jy vrees, krag gee oor jou lewe. Jy skrik wakker na 'n droom wat jy gehad het oor iemand wat jy ken, wat jy liefhet, en 'n ongeluk is, of jou kinders wat siek word, of jy een of ander droom of 'n saak, en skielik word jy met angs, swete wakker, en dan besef jy net, jy kyk te veel TV en lees te min Bybel. Want dis baie keer wat die setel is, en die oorsprong is van die weird goed wat ons droom. Of jy lees te veel Facebook, of jy lees te veel die nuus. Vandag wil die Here kom, en hy wil vir my en vir jou help, en vir ons uit die boek Kolossense kom sê, maar ek wil jou help met vrees. Want ek en jy kan vreesloos wees in sy volheid, en ek hoop ek sê dit vanoggend meer as enige iets anders. Die hele boek Kolossense het een sentrale boodskap. En daai boodskap is God is groter as. Ek weet party mense doen dit deesdae met 'n tattoo of met 'n T-shirt, daai G is groter as bla bla bla, jou highs en jou lows, en maak nie saak hoe jy dit sê nie, maar dis wat Kolossense wil sê. Die hele boek kom en sê oor en oor, Jesus is genoeg, Jesus is genoeg, Jesus het betaal, Jesus het oorwin. Dis wat hy wil sê. Dis hoekom daar gesê word dat Kolossense bevat die 4de skepingsverhaal. Eendag sal ek jou vertel waar is die ander 3, jy dink net Genesis het 'n skepingsverhaal, maar Kolossense praat oor hoe God deur Jesus alles gemaak het. So vanoggend wil die Here my en jou kom bevry van hierdie ding wat ons vrees noem.
En ek weet dis iets wat vrouens meer ervaar as mans, maar kom ek wees met jou eerlik, vrouens. As jou man nie met jou eerlik is nie, mans kan lam gelê word deur vrees. Ons het dit ook en dit is een van ons grootste dryfvere. En dis die verkeerde ding om deur gedryf te word. Jy moenie gedryf word deur vrees nie, jy moet gedryf word deur liefde. Ek moenie gedryf word deur vrees of ek genoeg geld gaan maak om te kan sorg vir my kinders en vir hulle kinders nie. Ek moet gedryf word om te leef en te werk uit liefde vir my kinders, nie uit vrees nie. Want die wortel van vrees is ons voel blootgestel. Ons voel in gevaar. Ons voel ons is nie beskerm nie. Ons voel ons is nie genoeg nie. Verstaan jy daai woord voel? En daarom kom die Bybel en is een van die verse wat jy moet in jou Bybel onderstreep en moet plak op jou yskas en moet in jou brein inbrand. Want veral as jy 'n vrou is, want vrouens word gelei deur hulle emosies meer as mans. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Wat God daarmee vir my en vir jou wil sê, is dat jou gevoelens is feilbaar, en hierdie staan nie op jou blaadjie, skryf dit by. Jou gevoelens loop met jou in 'n rigting. As ek vir jou sê, of as jy vir my sê, God voel ver, of God is ver, dan gaan ek vir jou sê, maar God is nie ver nie, God is oral. Hy's in die tronk, hy's in die kroeg, hy's in 'n bordeel, God is enige plek, selfs al dink jy God is nie daar waar sonde gebeur nie, of God is nie daar waar hartseer gebeur nie, of God is nie daar waar iemand siek is of begrawe is nie, God is oral. Maar ek en jy voel, God is teen my. Ek en jy voel, God het my alleen gelos. Dan kom die Here en hy sê, vergeet hoe jy voel, maak vas aan die feite, en die feite is hierdie. Ek en jy as kinders van God, wat ons lewe gegee het vir God, wat gesê het, Jesus wees my verlosser, hoor wat is die waarheid van jou, omdat jy een is met Christus, deel jy in sy volheid. Jesus maak jou genoeg vir enige iets. Hy wat die hoof is van elke heerskappy, elke gesag, elke ding wat jy groter is en sterker is, wat jy in jou kop dink is groter as jy, selfs daai werksonderhoud wat jy instap, en jy bewe, want hierdie mense is groot en belangrik, en hulle kan jou toekoms bepaal. Hulle bepaal nie jou toekoms nie, God bepaal jou toekoms. Die Here kom en hy sê, so het hy die regeerders, die gesagvoerders van hierdie wêreld, en daai is nie net letterlik bedoel nie, dis geestelik ook bedoel. Die duiwel, sy engele, God het hulle ontwapen. Hy het hulle nie openbaar bespotlik gemaak toe aan die kruis die dood oorwin het. Het hy gewys, God is groter as enige iets, selfs die dood. En in die eerste woorde sê hy, en jy deel daarin. Dis die waarheid. Dis wat ek en jy moet onthou wanneer vrees by ons kom steel. Want vrees kom en vrees 'n stemmetjie fluister in jou oor, jy is kwesbaar, jy's net 'n mens. Wie dink jy is jy? Kyk hoe groot is hierdie ou. Dit het 'n hele volk lam gelê en 'n klein seentjie Dawid. Goodness gracious, ek het gister met die rugby het ek net een ding gekyk. Gisteraand met die rugby toe die Springbokke teen Argentinië speel, toe kyk ek toe hulle die volkslied sing. Nou begin hulle aan die een kant, daar by die heel agter. Nou die heel agter se daai ouens, dis lang manne. Toe gaan hulle daar by Eben Etzebeth verby. En op 'n stadium toe sit ek dink die haker of 'n saak, maar die kamera maak sommer so. En ek dink, jene, is dit 'n skoolkind hier in die span? En dis hoe ek en jy soms voel. Dis hoe enige man voel as Eben Etzebeth voor hom staan, jy sê ja en amen. Ja, wat ook al hy sê is die waarheid. Imagine, ons het Goliats in ons lewe elke dag. In vrees kom en sê hierdie ding in jou oor, wat vir jou sê, jy's kwesbaar, jy's nie genoeg nie, jy gaan val voor hierdie saak. Maar God se woord kom en hy sê, jy's vol, jy's genoeg, want Jesus is by jou. Sy gesag het het vir jou die geestelike wapens gegee, het vyande van hulle wapens ontneem.
En dis die punt, dis wat jy moet besef, dat vrees verloor sy krag, as jy besef en vashou aan die feit dat God is groter, as jy jou gevoelens ignoreer en op die feite fokus. Want die feite is dit, hoeveel keer in jou lewe was jy al in situasies wat jy gedink het, hierdie is die einde van die wêreld en jy's nog steeds hier. Gister het ek 'n trou op Gravelot gehad, en ek ry daai een baanpad daar tussen Letsitele en Gravelot, en daar's 'n stuk in 'n kar langs die pad, en maar hy staan so half in die pad, en ek het reg van weg, want hulle is nie aan my baan nie, hulle is aan daai kant van die pad, en 'n BMW met 'n voorheen benadeelde drywer kom van voor af, en hy ignoreer my. Hy kan nie gepla wees nie. Hy klim in my baan in, want hy het 'n BMW. En ongeag hoe vinnig ek ry, en ongeag hoe naby ek is, en in daai oomblikke besef jy, okay, dalk maak ek nie hierdie troue nie, wie gaan dan hierdie mense trou? Dis jou eerste gedagte, en jou tweede gedagte is, wat gaan my vrou dink? Ek het onverskillig bestuur, of een of ander saak, want wie gaan hierdie storie vertel, van wat het hier gebeur, want hierdie ou, ek gaan hier in die veld injaag, hierdie ou gaan aangaan, en ek weet nie hoe dit is nie, maar ons is by mekaar verby, en ek was nie eers van die teer af nie. Die punt is, die vyand is groot, hy is groot. Vrees is daar, dis 'n realiteit, ek ontken dit nie, ek druk nie my kop in 'n gat nie, maar God is groter. Jy hoef nie vir enige iets in hierdie lewe te vrees nie, selfs nie die dood nie, want dis oorwin aan die kruis. Ruk uit die wortels van vrees in jou lewe, en begin besef, waarop fokus ek my gedagtes, want vrees is 'n stryd van jou verbeelding. Dit maak fake scenario's in jou kop. En in jou kop kom in die duiwel kom, en hy plant al hierdie saadjies en prentjies, en jy gee dit water. En hy kom en dan lees jy hierdie ding raak op Facebook, en jy sien daai ding op Instagram, en dan gebeur dit in die nuus, en dan sit jy jou Netflix reeks aan, of jou Amazon reeks aan, of jou Disney reeks, of jou DStv saak aan, en dan gebeur dit op die TV, en dan dink jy, dis tekens. Die Here gee tekens, ek moet pas op. Dis nie die Here, is die duiwel. Hoe banger jy is, hoe meer lam is jy. Want bang mense beteken niks vir die Here nie. Hulle is te bang om iets te doen. Maar wanneer ek en jy daai fake scenario's eenkant toe skuif, en ek moet dit doen elke dag, jy moet dit doen elke dag. Dis iets waarmee 'n mens beklei oor en oor. Moenie dink dit is iets wat jy oorwin en is klaar nie. Hierdie fight, hierdie wapens wat die Here jou vandag gee, moet jy vat, en jy moet daaraan vashou, en elke keer gaan die duiwel dit by jou probeer steel, en elke keer gaan jy dit moet weer terugvat. Kolossense 3 vers 1-3, aangesien jy saam met Christus tot 'n nuwe lewe opgewek is. Daai ou lewe met sy beperkings, daai ou Johan, wat net 'n aangenome seun was, wat net hierdie dit en whatever, al daai crap wat die wêreld in jou gegooi het, staalwol en al die name wat jy gegee is, en kon nie rugby speel nie, al daai goed, ek was nie een van daai kultuurseentjies wat gesing het, dan dink hulle mos, jy speel vir een of ander span, maar in elk geval, daai lewe is dood. God kom en hy sê, hier is die feite. Jy's opgewek tot 'n nuwe lewe. Streef nou na die dinge wat daar bo is. Sien Jesus wat aan die regterhand van God sit. Hy het oorwin. Laat jou gedagtes beheer word deur hemelse dinge, nie deur die dinge op aarde nie. Jy het mos saam met Christus gesterf en saam met hom opgestaan, en hoor hierdie woorde, God teken prentjies. In hom is jy veilig weggesteek. Gister toe ek langs daai groot kermetart staan, hy het ook 'n gat in wat jy kan inklim, is die eerste keer wat ek al was. En toe sien ek hierdie prentjie van God wat sê, ek het 'n boom gemaak, wat jy binne-in kan wegkruip. Maar ek is selfs groter as hierdie boom, wat ouer is as al die mense by die troue saam. God sê, ek is groter as daai boom, en ek is sterker as daai boom, en ek hou jou veiliger as wat daai boom jou kan hou. In my is jy veilig weggesteek.
Dis die prentjie wat jy aan moet vashou. Nie die prentjie wat die duiwel vir jou teken van jy's hierdie oop vlakte en hierdie oop veld en daar's niemand om jou en niemand naby jou nie en jy's alleen en jy's blootgestel en niemand aan jou kant nie en niemand hou van jou nie en jy is nooit alleen nie. Jy's altyd beskerm. Voordat skade of verwerping of 'n krisis aan jou kan raak, moet hulle eers by God verbykom. Ek en jy moet ophou om môre te probeer beheer. Jou lewe is by God veilig verborge en as jy jou lewe verloor, prys die Here, want dan is jy by hom. Jy hoef nie die dood te vrees nie. Die dood is nie 'n slegte ding vir ons wat onsself Christene noem nie. Die dood is 'n bevryding van hierdie lewe en al sy stukke. En ja, as ek doodgaan, dan is ek nie meer daar vir my vrou nie, of ek is nie meer daar vir my kinders nie, en dis 'n stuk hartseer. Maar dis nie asof ek hulle nooit weer gaan sien nie. Dit beteken nie ek moet roekeloos leef en die dood gaan soek nie, maar ek hoef dit nie te vrees nie. As daai angstige gedagtes by jou opkom, wanneer jy jou begroting probeer balanseer, of wanneer jy dink aan jou besigheid, of jy kyk na wat gebeur met die oorlog, want wat gaan die petrolprys aan my lewe doen? God is groter as dit alles. Jou oorwinning is in hom. Ek dink Kolossense en die hele Bybel is, omdat dit deur mans geskryf word, is dit vol prentjies, en want mans verstaan prentjies. God kom en hy teken nog 'n prentjie, buite in die feit dat jy veilig is by hom. Hy sê, in een van die boeke wat ons vroeër gelees het, praat hy van trek die wapenrusting van God aan. Maar die duiwel kom en hy kruip onder daai in. En hy sê, ek gaan vir jou 'n ander wapenrusting gee. Die wêreldse wapenrusting. En die wêreldse wapenrusting is, ek moet beheer hê. As ek perfek is, as alles in my lewe net mooi reg en georden en in hulle plek is, en alles is beplan, en die boedeltjie is geteken en beplan, en die kontrakkies is geteken, en die polis is in plek, en daar's 'n medies, en daar's 'n kar, en daar's 'n dit, en hierdie een cover die ding, en hierdie ding cover daai ding, en my kaste is netjies gepak, en daar's 'n filetjie in my kas met al my dokumente, en as alles net mooi gereël is, dan is ek in beheer, en dan kan die duiwel maar kom, as ek perfek is, of as ek dit nie, as niks anders werk nie, dan word ek net verskriklik kwaad en ek jaag almal weg. Want miskien is ek groter as die monsters wat my pla, deur my woede uit te haal op ander mense. En dis die wêreld se klere wat die wêreld sê trek aan as jy bang is. Vat beheer, beplan beter, en as dit nie werk nie, attack, skree, raas, beklei. En die Here sê nee, daar's ander klere om aan te trek. Jy, ek gaan dit in die enkelvoud lees. Jy is die mens wat God uitgekies het. Jy is die mens wat hy geheilig het. Jy is die mens wat hy lief het. Trek daarom die volgende klere aan. Nie Under Armour of Polo of whatever, Dolce en Cabanas en ek weet nie wat als nie. Trek hierdie klere aan. Liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. Verder, trek ook aan die vrede wat Christus vir jou bewerk het. Wat het ons gelees in Filippense 4, net soos die bladsy voor hierdie Kolossense wat ons nou lees? Gee jou behoeftes, jou begeertes, dit wat jou bang maak, keer dit vir God, sê dankie, en die vrede van God, wat groter is as jou verstand, groter as jou omstandighede, sal in jou hart en jou gedagtes heers. Daai vrede is hierdie vrede. Die vrede wat Christus bewerk het in jou lewe, die vrede wat deurslag gee, sit daai vrede aan. En dan sê hy nogal hierdie mooi ding, hierdie mooi prentjie. Hy sê, wat in jou lewe die deurslag gee, want as lede van een liggaam, is jy tot vrede geroep. Met daai woorde kom sê hy, as jy paniek, dan moet jou boetie of sussie langs jou sê, moenie paniek nie, God is groter. Kom ek bid saam met jou. Jy is siek, kom ek bid saam met jou. Moenie paniek nie.
God is by jou. Jy's tot vrede geroep, en as jy sukkel om vrede te kry, moet jy 'n boetie of 'n sussie langs jou hê, geestelike boetie of sussie wat vir jou sê, jy's okay. Maar moenie daai klere aantrek van die wêreld wat sê, kry beheer, wees perfek, beklei teen alles nie. Nee, God het beklei, die stryd is oorwin. Wees dankbaar, vat die vrede, jy het dit, dis joune. Daai woorde bepaal jou identiteit, jy's nie verlore nie, jy's nie alleen nie, jy's nie 'n loser nie, jy's nie vet nie, jy's nie al die goed wat die wêreld sê nie, jy's nie verwerp nie, jy's nie. Wie van julle het op skool, ek weet van julle was altyd die een wat eerste gekies was, maar onthou jy op skool, dan speel mens nou wat ook al, touchers of whatever, een of ander saak, enige iets met 2 spanne. Dan moet ons nou kies, die 2 kapteine, dan kies hulle, ek kies jou, ek kies jou. Wie van julle was een wat altyd laaste gestaan het? Kom wees eerlik, staan jy laaste, want jy is die maarste of die grootste of die lyk die tingerigste of een of ander saak, of jy lyk die wind jou gaan wegwaai, of jy lyk die wind niks met jou kan doen nie, want jy gaan net rol. Wat maak die saak nie? Jy word net laaste gekies. God kom en hy sê, ek het jou gekies. Nooit weer staan jy daar laaste nie. Ek het jou gekies. Ek het jou geheilig, al daai vuil van jou verlede wat die duiwel jou aan herinner, ek het dit weggevat. Jy is nie meer daai mens nie. Ek het jou lief. Selfs al hou mense op om jou lief te hê. Ek het jou lief. Trek dit aan vir vrede. Want God se volmaakte liefde jaag vrees weg. Hoekom voel 'n man en 'n vrou wanneer hulle trou veilig by mekaar? Of hulle behoort veilig te voel by mekaar? Want God het hulle een gemaak en nou leef hulle nie meer alleen nie. Jy weet daar's iemand wat altyd langs jou staan en altyd die battle saam met jou gaan beklei. En hier's een vir die sportmense. Hierdie woord wat in die Bybel in Grieks hier gebruik word in Kolossense vir heers, die vrede wat heers, is die konsep van 'n umpire, wat sê rooi kaart of speel verder. God sê sy vrede in jou verstand is soos 'n umpire wat vir vrees sê, rooi kaart, vir altyd van die veld af. Vrees, jy hoort nie hier nie, gaan weg. Al wat in jou brein gaan die game speel, is die gedagtes van God, die vrede van God. Jy het 'n umpire in jou brein, wat die vrees wil wegjaag, maar jy moenie vir die vrees speelkans gee nie. Dis ons probleem, ons gee vir die vrees speelkans. So vanoggend gaan ek en jy dit prakties maak, en ons gaan dit spreek oor onsself, ons gaan dit celebrate, ons gaan dit verklaar, en daarom het ek die liedere gekies, wat ek gekies het, wat ons nou gaan sing, want is liedere wat jy kan speel, wanneer jy beklei om vrede te hê, wanneer vrees jou tackle, dan kan jy jou Bybel oopmaak, of jy kan worship liedere luister, jy kan verklaar oor jou lewe, hierdie verse uit Kolossense, wat ons vanoggend gelees het. Ek is nie 'n victim van my omstandighede nie. Kom ons sê dit sommer hardop, een vir een, almal saam, werk saam, anders voel ek soos 'n aap. 1, 2, 3, ek is nie 'n victim van my omstandighede, of my vrees nie. Ek is 'n dogter of 'n seun van God, my koning. Ek is gekies deur God. Ek is geheilig deur God. Ek is geliefd deur God. Hy het my ten volle toegerus. Hy maak my genoeg. Ek is veilig weggesteek in hom. Geen rede vir vrees nie. Geen rede meer oor vir vrees nie. Ek en jy moet dit besef. Ons moet dit spreek oor onsself. Vrees is 'n stemmetjie wat in jou een oor kom fluister of in jou drome gebore word of op Facebook met 'n post opkom. Spreek God se waarheid. Onthou daai skynsregte, trek sy klere aan. Here God, ons kom staan. Ons kom staan op u woord. Here, u woord is Jesus. Jesus, u het gesê, u is die weg, u is die waarheid, u is die woord, u is die lewe.
Here, U spreek deur U woord, wat ons in ons hande kan vashou, teen vrees, teen leuns van die wêreld. Here, ons is nie meer slawe van vrees nie. Here, ek wil so ver gaan om te sê, duiwel en vrees poetsek. Jy het geen mag en krag in ons lewe, in ons gedagtes, in ons harte nie. Hou op om woer te speel met ons gevoelens. Ons trek die klere aan van nederigheid en vrede. Ons gooi af die behoefte om alles te moet beheer. Ons gooi af die behoefte om alles perfek te beplan, sodat ons gereed is vir enigiets. Here, saam met U is ons gereed vir enigiets. Saam met U is ons in beheer. Hoef ek nie in woede te reageer nie, want ek het U vrede in my. Here, U was getrou in die verlede en U sal aanhou getrou bly. En selfs al sal die dood my kom haal, het ek vrede, want dit is God wat alles in sy hand hou. Here, U hou dit in U hand, my hele lewe. Here, ek dink en ons dink ons lewe is ons huwelik, of ons lewe is ons huwelik plus ons kinders, of ons lewe is hierdie ding, hierdie koninkryk wat ons bou, my huis, my karre, my goed. Here, dis nie lewe nie, dis net die lewe hier. Ware lewe is die lewe wat ons met al daai goed en al daai mense saam met U spandeer, Here. En daarom hoef ek nie te vrees vir my geliefdes nie, want hulle ken U, Here. En hulle is ook een met U. Ek hoef nie te vrees vir hom wat kom inbreek en kom steel nie. Want Here, U is groter as dit. Ek hoef nie te vrees vir 'n brandstofprys of 'n rentekoers nie. Want U is groter as dit. Mag ons U vrede vasbind in ons harte en ons gedagtes. Mag ons altyd onthou, ons is gekies, ons is geliefd. Ons is veilig en beskerm, weggesteek in God. En daarvoor prys ons U. Ontvang nou ons tiendes en ons offergawes. Ons bring dit, Here, uit dankbaarheid vir U. Amen. Jy kan maar sit. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en met jou offergawes. Rihanna Nel en Retief Burger het The Blessing van Carrie Job het hulle gaan vertaal. En dis maar net uit Numeri uit. En vanoggend spreek ek hom oor jou soos hy in die lied is. Soos hy in die ouer vertalings van die Bybel is. Want op 'n manier hoop ek en glo ek en bid ek dat God hierdie woorde in jou gedagtes sal inbrand. En as dit nie is met my woorde nie, dan as jy die lied gaan luister wat dit oor en oor sing. Want hierdie moet jy glo wanneer die duiwel by jou kom klop. Hierdie moet jy aan vashou wanneer vrees kom klop by jou hart en by jou gedagtes en jou hart met jou op loop gaan, want bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ontvang hierdie, steek jou hande uit en sê, Here, ek ontvang dit. Ek kom bære dit in my hart en my gedagtes, dat Here, die Here seën jou. Die Here bewaar jou teen al die forme van gevaar. Die Here skyn sy aangesig oor jou. Mag hy aan jou genade bewys groter as ons gehoorsaamheid. Die Here draai sy gesig na jou toe, want jy is sy gekiesde, jy is sy geliefde, jy is sy beskermde. Mag hy vir jou in jou grootste oomblikke van vrees, daai vrede gee wat in jou brein soos 'n skynsregter die vrees wegjaag en 'n rooi kaart gee. Amen.